Ons is besig met 'n reeks wat ons so noem, dat God se geestelike huis. Ons sê die Here is besig. Toe maar jy's ook include. Shy. Ag jene. Ek sê as sou jy nie hier is nie en red as jy nie, dan mis ek hulle. Shy. Ons sê, weet jy, die Here is al vir 2000 jaar besig om 'n familie, om 'n huis, 'n geestelike huis vir hom te bou. Soos vandag besig met die 5de aflewering van hierdie reeks, en soos wat dit groei, weet jy wat, dit is, ek hoop en ek vertrou net dat die Heilige Gees hierdie woord 'n waarheid maak in jou hart, en besef dat die mense wat rondom u sit, dit is u familie, dit is die geestelike huis wat Jesus besig is om op te rig. En indien jy deur tawwe tye gaan, dit is hierdie mense wat daar vir jou wil wees. Te veel in die verlede was dit dat 'n mens die seer kry in die kerk het. Maar die Here wil hê dat as 'n ou seer gekry het in die wêreld, dat 'n mens huis toe kan kom, dat jy hier kan kom sit en net gesond kan word. Ons gesels in die week dat een van my familielede hulle was pas getroud gewees en dit is ook nou al in die 30 jaar terug. Maar hulle was op honeymoon. Toe word Hans baie siek. Dat hy die hele nag deur is hy op die toilet en hy gooi op en op 'n stadium sê hy net vir sy vrou. Hy sê, weet jy, bel my ma. Want as ek so siek is, weet jy nie wat om te doen nie. Net my ma weet. Ja, hulle huwelik het dit gehou daarop tot vandag toe. Ja, amen. Maar weet jy wat, as 'n mens siek word of 'n mens seer kry, is dit tyd dat jy huis toe moet kom. Dan moet jy by die huis kom. En hierdie is die huis. En ek bid so, en ek vertrou die Here, dat niemand in hierdie huis sal seer kry nie. Dat as jy hier seer kry, in hierdie gemeente, dan moet jy my dadelik laat weet. Dat ons dit kan regmaak, dat dit kan gesond maak. Daar kan nooit mense agter ons wees, wat daar, so jy weet, lyke in ons wijk lê nie. Die Here is op pad met ons iewers heen. Ja, ons het van die begin af het ons gesê, hier is 'n volwassenheid in hierdie gemeente, wat ek nie geskry het by ander gemeentes nie. Ja, maar weet jy, die gemeente en lidmate en bedieninge is daar om te dien, om onderin te kom, en op te tel en te onderskraag. Nie mense te gebruik as 'n stepping stone om boontoe te gaan nie. Dit is in die wêreld wat dit so gaan. Dat hoor jy so, ons vat jou en ons gaan op jou trap om bo uit te kom. Maar in die kerk mag dit nooit gebeur nie. Ons is bedienaars van Christus. Ons besluit om onderin te gaan en te sê, gebruik my as 'n stepping stone. Ek wil hê dat julle groter hoogtes moet bereik. En ons wil vir ons kinders hê, dat hulle hoër hoogtes moet bereik. Is dit nie waar nie? En ons sê, weet jy wat, ons stel onsself daartoe, dat ons stepping stone sal wees. En dat wanneer ons voel, dat die gewig op ons daar is, dat ons mekaar sal optel, dat die ander hoër hoogtes sal bereik. Ons is 'n familie. En ek wil vandag bietjie praat van hoe maklik is dit om deel te word van hierdie familie. Weet jy, baie keer, dink julle dit is 'n voordeel om in die regte familie gebore te word in die lewe? Gee dit jou 'n hulpstoot in die lewe? Absoluut. Ja, want baie keer dan kyk jy nou mense, dan sê jy, yes, as ek die geleentheid gehad het wat daai ou gehad het, sou ek baie hoër hoogtes bereik het. Want baie keer moet jy van heeltemal onder af begin. Jy weet, jy was in 'n gemeente, in 'n familie gebore, en weet jy, dit wat jy het vandag, het jy alles self opgebou. Party kry jy dit. Maar dan kry jy ander wat sê, weet jy, my ouers het die voorreg gehad, en hulle was op so 'n plek dat hulle kon my 'n opstoot in die lewe gee. En dit maak dat ek 'n hoër hoogtes kon bereik. En
jy weet, en dan sê ou van daai mense, jy weet, as jy in so 'n familie groot geword het, gebruik daai voordele wat jy het. Moet dit nie van selfsprekend vat nie, maar maak iets daarvan. Nou, so om deel te wees van die regte familie, gee jou 'n groot hupstoot in die lewe. En daar is een familie wat jy graag deel van wil wees. Nou, en dit is nou nie Bill Gates se familie. Nou, dit sou nice gewees het. Ek dink die voordele daarin is baie groot. Jy weet, want ek dink nie hulle hoef ooit te werk en al daai dinge nie, maar weet jy wat, as daar een familie is wat van wie jy sê, maar Jesus, ek moet deel wees van daai familie. Nou, en dan is dit die deel van God se familie. En God sê, alles wat hy het en alles wat hy is, behoort aan ons as sy kinders. Nou hoe word 'n mens deel van hierdie familie? Is dit vir almal beskore? Ek vra. Is dit vir almal beskore? Weet jy wat, daar is leringe wat sê dat weet jy wat, noem dit die uitverkiesingsleer. Dat jy's uitverkies en jy sal nooit weet nie. Maar daar is sekeres wat uitverkies is van die begin af. En dan is sekeres wat jy's nou maar net nie uitverkies nie. Jy weet, en jy kan doen net wat jy wil. As jy uitverkies is, gaan jy dit maak. En dan is daar die van julle wat as jy dit, maak nie saak wat jy doen nie. Jy gaan dit nie maak nie, jy's nie uitverkies nie. En ek kan nie saam met dit gaan nie. Baie keer, ons het op Theologiese College het ons hierdie ding bespreek, en dan moes ons nou, jy weet, soos 'n debat hou van, jy weet, is daar so iets soos 'n uitverkiesing en so. En toe kom ons agter, weet jy wat, daar gaan 'n dag wees wat jy in die poorte van die hemel gaan instap. Ja. En op grond van dit wat Jesus vir jou gedoen het jy 'n besluit vir hom gedoen. En op grond van jou besluit het jy gemaak dat, weet jy wat, jy's deel daarvan. En as jy daai poorte instap, gaan jy terugkyk en sê, jy's uitverkies. Want jy het gekies vir dit wat jy het gekies om te aanvaar dit wat Jesus vir jou aan 'n kruishout gedoen het. Nee, ek wil nie te veel in dit gaan nie. Daar's 'n hele teologie rondom dit. Maar om deel te word van God se familie, is lees ek in Johannes 1 vers 12, en dit is hierdie algemene. Hy sê vir almal wat hom, dit is Jesus, vir almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te kan word. So hoe word 'n mens deel van hierdie familie? Hoe word 'n mens deel van hierdie exclusive familie wat alles het? Ja, aanvaar net dit wat Jesus aan 'n kruishout gedoen het. Jesus het gesterf vir die wêreld se sonde. Daar is nie een sonde wat gepleeg is van Adam se tyd af tot in die laaste, as die laaste besyn gaan blaas. Alle sonde wat ooit gepleeg is as aan 'n kruishout vasgenaal. En daar is geskryf, tetelestai, dit is volbring. Alles is voorbetaal. En die enigste manier wat jy deel kan hê daaraan, is net om te aanvaar, Jesus, ek is 'n sondaar, en as ek aangaan soos ek aangaan, dan gaan ek dit nie maak nie. En ek aanvaar dit wat jy vir my aan 'n kruishout gedoen het. En op grond van dit wat jy doen, sê God, dat ek gee vir die mag om kind van God genoem te word. Dat in daai oomblik verander jou hele destiny. Jou naam word geskryf in die boek van die lewe. En jou destiny, waar jou pad was na ewige hel toe, is jou pad na ewige heerlikheid saam met God. In daai een oomblik. En dit is vir almal beskore. En indien jy vanoggend hier sit, en jy sê, ek het nog nie die geleentheid gehad om dit te doen nie, ek gaan vanoggend daai geleentheid gee. Dat jy kan deel word van hierdie awesome familie, wat God besig is om te bou. En dan, die voordele rondom hierdie familie, mense, is awesome. Ek weet nie, as jy, sê nou, jy het baie arm groot geword, en dit is ek wil nie alles oor geld praat nie, maar ek wil net, dit gaan nie oor geld nie, dit gaan oor geluk.
Sien jy het in 'n huis groot geword waar daar ma en pa was geskei en pa was 'n alkoholist en ma was in dwelms en daar was geen liefde in daai huis nie. Jy weet nie wat dit is nie. Jy weet nie hoe is dit om liefde te ervaar nie. En jy ontmoet hierdie girl. Ja, en sy kom uit 'n awesome liefdevolle familie. Nee, dit is net, weet as jy hulle groet, dit is soos by ons, nee, as jy inkom, nee, jy kry sommer druk. Jy weet, jy sommer omhelsing. Sê, baie welkom, ons is so bly jy is hier so vanoggend. Jy weet, dis daai. Jy weet, jy kom en as jy by haar familie gaan kuier, dis vir jou awkward. Jy verstaan nie al hierdie liefde nie. En as hulle jou ontvang, dan is dit, hi, hallo, en dit is, jy weet, sê, hulle druk mekaar en soen mekaar en maak nie saak of ons mekaar gister gesien het nie. Dit is net, ek is so bly om jou te sien. Jy weet, dink net wat 'n voordeel is dit vir daai om deel te word van hierdie familie. Die voordele daarvan is enorm. Dit wat jy nie gehad het voorheen nie, nou is dit net in oorvloed. En as jy nodig het, en daai liefde, as jy in dit inkom, dan is dit sommer 'n genesing van alles wat voorheen nie gebeur het. En ek dink net aan, jy weet, vir ons voor dit Zoe gekom het ons hierdie leemte in ons hart gehad. Jy weet, en dit is lekker om na ander mense se kinders te kyk en jy weet, en hulle vashou en hulle slaap te maak en jy weet, vir hulle kos te gee en hulle te burp en jy weet, hulle bietjie overnight en jy weet, dit is lekker om bietjie pop te speel, maar weet jy wat, daar is niks wat jou hart vul en gesond maak soos jou kind nie. Weet julle, en toe sy in ons lewe inkom, was dit na 21 jaar, sy gewag, toe sy inkom, en elke keer, ek sê vergeet, elke keer, en sy so op haar stadium, vanoggend, was dit 4 uur, gee ek vir haar bottel, en dan, as ek klaar bottel gegee het, dan draai sy om, en dan kom lê sy so op my bors, en dan hou sy my so vas. Sê ek, ag Here, elke keer as sy dit doen, is daar 'n deeltjie van my wat gesond word. Van die groot gemis wat daar was, die groot leemte. Dit sê elke keer word dit net voller en heeler en dit is net awesome. Ja, en die Here sê dat dit is wat hy wil doen in sy familie. Dat dit wat jy nie gehad het nie, wil ek hê jy moet inkom. En ek bid so dat ons gemeente dit sal wees vir die mense wat daar buitekant kom. Dat as hulle hier instap, dat hulle net hier 'n aanvaarding sal sê, wow, dit wat ek voor gekry het ek nêrens gekry nie, maar hier kry ek dit. En verlede naweek toe wil hy sy getuienis lewer, en hy sê dat, hy was in die Hells Angels gewees, en hy is 'n biker, hy, jy weet, hy is op pad, hy het gedeernag, né? En toe sy op pad, na nog 'n, weet jy, was op pad om drag racing te gaan doen, Dalton toe te gaan, bietjie te gaan ry daar. En hy ervaar in sy hart, hoor hierso, die Here sê, gaan na hierdie gemeente toe, want hulle ry net daar verby, en die Here sê, gaan hier in. En hy sê vir ons, ry. En hy draai en hy stop daar, en hy gaan stop daar met sy colors. Nou, ouens, julle ken die bikers. Hulle lyk baie keer rof, né? Met die lange hare, en die tattoos, en die colors, en jy weet, dit lyk net rof. Hulle ryk ook rof. Ja, vir alle, ja, is waar, jy weet, maar dit is so, Willie, ek meen, my broer was al by CMA gewees, en ons het so bietjie saam met ek ken so bietjie van die bikers, hey, nee, kyk, as hy ouens hier verby jou kom, jy weet, dis 'n 60 zone, en hier ry hulle 200 km/h hier verby, nee, jy weet jy, en sê, hey, is 'n ander kultuur daai, jy moet hulle verstaan. Maar nou kom hy, daar, en hy klim van sy bike af, en daai goeters, ek meen, hoe erger hy raas, hoe beter, en nou kom hy hier by hierdie kerk, en dit is net, dag broer, ja, hy kom toe daar aan, en hier is 2 broers, wat deurdiens doen, en hulle kom na hom toe, en sê, goeiemôre, baie welkom, ons is hoop, jy is hier, om die diens by te woon. En daai 2 manne,
En daai aanvaarding wat hy daar het, maak dat hy daar kan instap en die Here sy siel red. En ek sê, dit is waar ons wil wees. Ek wil hê dat die mense wat daar buitekant is, moet kan deel in die awesome familie wat daar is in Christus. En dat ons die liefde wat onder ons is, dat ons dit kan ervaar, dat weet jy wat, dit is wat God is. Ons het die voorreg gehad, dat iemand hulle harte en hulle lewens oopgemaak het vir ons, en Jesus kon deel met ons. Kom ons maak dit maklik vir die mense daar buitekant, om ook deel te word. Ja, maar dit is Jesus, dit is wat Jesus sy lewe voorgegee het. Is dat die wat nie lyk soos ons nie, en nie ryk soos ons nie, dat hulle kan welkom voel in ons midde. Soos wat die sondaars welkom gevoel het in Jesus se teenwoordigheid. Jesus was die heiligste mens, die een sonder sonde wat hierdie aarde betree het. En die mense was nie geafronteer deur dit nie. Hulle was nie afgestoot deur dit nie. Ons kan kerk wees, maar nog sout wees, wat mense dors maak en sê, ek soek dit wat jy het. Nee. En dat ons so dit maklik kan maak vir mense. Nou maar die voordele om deel te wees van hierdie familie is awesome. Is genuine awesome. Alright, dit is nie net 'n plek waar jy gesond word nie. Dis nie net 'n plek waar jy inkom en jy 'n heling in jou hart ervaar nie. En daarom vra ek ook in die oggende as ons saam geworship het. Weet jy wat, wanneer ons worship en die God aanbid en Jesus oplig. Jesus sê as hy opgelig word, dan sal hy mense nader trek. Ja, en dan is God teenwoordig hier op 'n ander manier. Dan is ons vra as daar behoeftes is en of jy moet uitkom. Weet jy, as jy 'n leemte vir behoefte ervaar, hardloop uit. Kom ons wees familie en help ons en laat ons toe om familie te wees vir jou. Dat ons bietjie ons arms om jou kan sit en ons geloof saam met jou geloof kan sit. Dat ons saam met jou kan stry deur dinge. Help ons om saam met jou deur dinge te gaan. Jy hoef nie alleen te stry nie. Nee, dis een van die voordele om deel te wees van die familie. Nee, maar hy sê hier in Romeine 8 vers 17. Hy sê en as ons kinders is, want ons is mos nou kinders, nee, dan is ons erfgename van God. Hey. As jy eendag erf, is dit alles wat jou pa het, nee, of jou ma het. Is dit nie waar nie? Nee. Okay? Nou wat dink julle het God? Alles wat ons nodig het, is in hom. En hy sê ons is erfgename daarvan. En saam met Christus is ons mede-erfgename saam met hom. Daar is nie 'n verskil tussen jou en Jesus nie. Wanneer dit kom by erfdeel nie. Daar is nie 'n verskil nie. As jy tekort het, nee, herinner God aan sy erfdeel. En net deel daaraan. Right. Wanneer gaan ons eendag erf? Wanneer erf 'n mens? Wanneer erf 'n mens? Huh? As iemand doodgaan, dan erf jy. Ja, jy kan mos nie soos die verlore seun sê, nee, weet jy wat, pa, jy's nog hier, maar ek soek al my erfgeld. Dis 'n bietjie weird. Hoe? Nee. As iemand doodgaan, en weet wat, God het gesterf. God het gesterf, sodat ons kan erf. En alles wat hy gehad het, het hy vir ons gegee aan 'n kruishout. En ons proklameer, elke keer as ons saam bid hier, is al 5 dinge wat ons proklameer, oor hierdie gemeente af, en oor elkeen van ons lidmate af. Dit wat Jesus aan 'n kruishout gedoen het. Nou, omdat hy gesterf het, het ons geërf 5 dinge. Nou, ons het sy geregtigheid geërf. Ons het die reg wat Jesus het voor die Vader. Nou, die reg, die voorreg wat hy het om net in te stap in sy teenwoordigheid. Nou, ons het dit geërf alreeds. Ons is die geregtigheid van God, dat ons enige tyd vrymoedigheid na God se troon kan gaan. Nou, ons het sy vrede geërf. 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons het sy seun geërf. Sy seun, dat hy sê, dat vervloek is elkeen wat aan 'n kruishout hang.
En Jesus het 'n vloek geword aan 'n kruis uit, sodat ons geseëndes kan wees. Dit het ons geërf van hom. Ons is sommer net eenmal die geseëndes van die Here. Hy sê alles wat jou hande aanslaan, sal geseënd en voorspoedig wees. Dis die voordeel om deel te wees van God se familie. Hy het gesê dat hy het al ons krankhede op hom geneem. En deur sy wonde is al vir ons gesondheid. Dit het ons geërf by hom. Het Jesus ooit siek geword? Nee, hy kon nie. Hy was 100% God en 100% mens. Jesus het nie siekte geken nie. Siekte het nie 'n vat aan hom nie. So het 'n vloek nie 'n vat aan hom nie. So het die vyand nie 'n vat aan hom gehad nie. Jesus staan op 'n stadium net voordat hy moes gaan om te ly. Toe sê hy dat die vyand het gekom en hy wou iets vind aan Jesus en hy het niks aan hom gekry nie. Jesus was die volmaakte man gewees. En daarom, ons het sy gesondheid geërf. En ons moet leer, dit is iets wat ons net, dit is deel van ons nie. Ons moet baie keer leer om dit in te al hoe meer in dit in te leef. In volwassenheid. God sê daar is 'n sekere volwassenheidsvlakke wat jy hierdie goeders moet kry. Ons het nou dag toe kyk ek reed in ons testament. En ons sê, weet jy wat, eendag as ek en sy nie meer daar's nie, Zoe kry alles. Sy kry alles. Okay? Maar die ding is, as sy 16 jaar oud is, ons gaan nie alles vir haar gee nie. Sy moet eers 'n bietjie leer wat dit is om met geld te werk. So dit word in 'n trust gesit. En die eiendomme word so gesit dat die huurinkomste vir haar kan wees en dat sy op 'n volwassenheidsvlak kan kom en dan sal dit aan haar uitbetaal. Wanneer sy kan begin besef wat dit is om soveel geld te hê. Is dit nie waar nie? En die Here dieselfde met ons. Hy wil alles vir ons gee. Maar hy sê ek wag net eers dat jy jou volwassenheidsvlakke bereik. En daarom is dit vir ons belangrik dat ons al meer groei in Christus. Dat Christus al meer in ons gestalte sal vind. En dan sê God, okay, nou kan ek jou trust. Hier is daai. Die voordele in om deel te wees van die familie is net iets awesomes. Maar dan sê dat wanneer jy tot bekering kom, is dit vir jou nodig dat jy jouself sal toelaat om jou te laat inbou. En dit lees ons in 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Ja. Hy sê laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom. Dit is wie julle is. Dis wie ons is. Ons is lewende stene wat tot bekering gekom het. En nou sê die Here, laat jou toe om ingebou te word in die familie. Dat jy kan by die boeties en sissies kan leer wat dit is om deel te wees. En dat jy by hulle kan leer wat is dit om werklik by te dien. En dan in die volwassenheid te groei saam. Maar daar is veiligheid in die groep. Laat toe dat jy jouself inbou in hierdie familie. Nou weet jy wat, elke familie het nog hulle filosofie. Het julle dit al agtergekom? Elke familie het sy maniere waarop hy dinge doen. Ja. Ek weet die Simons het 'n manier gehad om dinge te doen. Ja. En die Foxe het 'n manier gehad om 'n ding te doen. En ek sê dit altyd wanneer ek mense trou. Jy het hierdie twee families wat suksesvol is in elke een van sy regte. Maar nou hierdie twee kom nou saam en nou moet daar 'n nuwe kultuur geskep word. En 'n nuwe filosofie moet in daai huwelik geskep word. Want is twee wêrelde wat nou een moet word. En wie weet? As twee wêrelde collide, is daar sparks, ouens. Dis daar sparks. Want jy het 'n manier om dit te doen en dit is suksesvol. Maar ek het al vir 20 jaar geleer, dit is hoe mense dit doen en dit is suksesvol. En nou kom hulle en sê, maar hoor hierso, ons het dit so gedoen en ons het dit so gedoen en nou, okay, watter een kies jy? Wat? Die een wat ek doen, ja. En as daai ene so sê, dan rock die boot.
Ja, of jy gelukkig getroud wil wees of reg wil wees. Baie wyse man daai. Alright, die groot ding is, 'n ou moet altyd, dat die twee wêrelde, jy moet maak dat wanneer hulle saam besluit, dat die besluit wat julle saam neem, dat julle op ou einde kan sê, dat ons het sukses gehad, of ons het misluk. Maar, ja, elke familie het so 'n filosofie. Party, ek onthou met ons, as ons sommer met pa altyd gaan vakansie hou het, dit was 'n rustige vakansie. Ons het regtig, dan het ons Durban toe gegaan, en ons het 'n nice, ons is bevoorreg, ons het in 'n hotel gebly, en dan het ons 3 etes 'n dag gehad, en dit was altyd baie lekker. Jy was altyd, jy weet, vir 'n kind is dit nou 'n bietjie moeilik. Jy weet, jy moet nou die 3 etes gaan doen, en daar's betaal voor. Jy weet so, ons gaan gou strand toe, maar okay, kom ons moet nou teruggaan, want ons moet gaan eet, en dan moet ons gaan aantrek, ons moet gaan was. Jy weet, want as jy eetsaal toe gaan, moet jy netjies wees. En jy kan nie met jou kostuum daarin nie. Alright. En dan gaan jy daarso, en dit was awesome. Ek meen, ons vakansies was great. Okay, en toe ontmoet ek vir Rita, en ons vakansies was 'n bootcamp. Kyk, ons het St. Lucia toe gegaan, en dan vroeg die oggend, dan is ons op, want dan moet ons, die strand is nogal ver, dan moet jy in die kar kry, jy weet, almal moet saam, jy weet, jy moet 'n sekere tyd daar wees, dat ons in die kombi kan kom, en dat ons by die strand kom, en jy moet racing toe. Dan is jy die heel dag daar. Okay. Die oggend vroeg, dan is dit cricket speel, en baseball speel, en alles, en almal speel saam. Alright, en dan is dit swem in die see, en dan is die koelebek is daar, en jy moet net elke nou en dan net kom en net ietsie kry daarso, jy weet sommer vinnig eet, en dalk jy weet net genoeg drink, jy weet koeldrank drink en alles, dat jy gehydrate bly, en dan is dit weer swem, en dan is dit nou volleybal, en dan is dit hierdie en daai, en dan hierso 5 uur se kant, dan moet ons, dan gaan ons terug. Dan word die vure aangesteek, en dan moet ons in die swembad gaan volleybal speel. Dan speel ons volleybal. En dan as ons klaar volleybal gespeel het, dan gaan ons nou braai, en as ons klaar gebraai het, dan speel ons either Rummy Cup, of ons speel wat ook al, en dan 11 uur vanaand vlok jy uit. Totally. Jy weet, en jy hierdie toeie. Ja, waar ek gewoonlik het rustig gehad het, dis dit so sin. En dan as ek by die huis kom, na die vakansie, dan het ek 'n vakansie nodig. Jy weet? Nou, maar nou, ons is hier deel van 'n nuwe family. En daar is een filosofie wat ek graag vir julle wil deurgee in hierdie family, hierdie eklesia. Want ons is nie 'n kerk, jy weet in die sin van die woord, ons is kerk want ons gaan kerk toe nie. Hierdie gebou is hierdie kerk nie, ons is die kerk. Ons is die kerk. Jy vat kerk hier uit as ons uitgaan. Alright. So, die eklesia se, een van die eklesia se filosofie, wil ek graag vandag vir julle deurgee. Nou, daar was 'n gewoonte gewees in die Ou Testament, dat wanneer iemand baie sad is, ons praat van, jy gaan in sak en as. Ons ken daai spreekwoord. Nou dit kom vanuit, dis 'n baie ou manier van dinge doen. Wat jy gedoen het, is as jy baie slegte nuus gekry het, het hulle mense dit vertoning gemaak, jy weet, om te wys, hoe voel hulle, dat my hart is geskeur, ek weet nie hoe om dit te hanteer nie, dit voel of alles rondom my verbrand het, dan het wat hulle gedoen het, is hulle het hulle klere gevat, en hulle het dit geskeur, en dan het hulle 'n sackcloth, dit is ek weet nou nie, wat is die Afrikaanse woord, hulle roukleed. Nou roukleed dit is amper soos, julle ken die streepsak, streepsak, dit is 'n roukleed gewees. Hulle het soos 'n streepsak, is 'n sackcloth, het hulle gevat en dit aangetrek, om te sê, weet jy wat, ek is totally vulnerable. Dit hier waar ek nou is, my hart is geskeur, kyk hoe lyk my klere. En hulle trek dit nie uit nie, hulle los dit so. Okay? En dan het hulle as gevat, en dan het hulle as op hulle koppe gegooi, om te wys, weet jy wat, dit voel of my hele lewe, alles rondom my afgebrand het. Nou, 'n voorbeeld daarvan, was, toe
Jakob hoor dat Josef dood is. Kyk, sy boeties het hom ons in die put gegooi. En toe hulle nou by sy pa kom, toe het Ruben gekom, die oudste boetie, en kom kyk, en want hy het eintlik 'n sagte plek gehad vir Josef. En toe hy kom om hom uit te haal, toe sien hy maar hy's klaar weg. Hulle het hom klaar verkoop. Toe gaan Ruben in sak en as in. Toe gaan hy en hy skeer sy kleed. En toe moes hierdie oudste boetie vir sy pa gaan vertel, hoor hierso, jou lieflingseun is dood. En dan lees ons hierdie in Genesis 37 vers 34. Hy sê, toe skeer Jakob sy klere en trek 'n roukleed, dis hy sackcloth, dis hy het om sy heupe. En hy het oor sy seun Josef gerou, baie dae lank. So dit was 'n gewoonte gewees, om te sê, weet jy wat, daar is geen hoop meer nie. Weet jy, my lewe is uitmekaar uit geskeer. Hierdie nuus wat ek nou gekry het gemaak dat ek kan nie meer nie. Alles rondom my is as. Nou, en daar's 'n paar voorbeelde. Job het dieselfde gedoen. Toe hy hoor van al sy kinders en hy het in sak en as gegaan. Maar of julle hierdie ding lees? En ek lees julle dit in die Engels. En ek wil hê ons moet besef dat hierdie is een van die Ecclesia. Dit is een van ons filosofieë hierdie. En ek wil hê jy moet aan hierdie ding vashou. Dit is hoe ons is. Dit is hoe ons nuus hanteer. Right. In Levitikus 21 vers 10, praat daarso, and the high priest among his brothers, on those on whose head the anointing oil was poured. Dan praat ons van die hoofpriesters. Is daar 'n sekere riglyne dat hoor hierso, as jou hoof gesalf is met olie, as hoofpriester, as high priest, dat hy mag nie ooit sy klere geskeer het. Hy mag nooit sy klere geskeer het. As 'n hoofpriester van God, as 'n verteenwoordiger van God, het jy nooit die voorreg gehad om dit te doen nie. Want as hoofpriester, jy's die een wat tussen God en die mense staan. As jy in sak en as gaan, is daar geen meer hoop nie. Dan sal die volk vergaan. Maar jy's verteenwoordiger van God. En jy's die een wat moet weet, daar's altyd hoop terwyl God leef. Jy's die een wat dan moet wees as daar slegte nuus kom, om te sê, ja, ek hoor wat jy sê, maar daar is 'n ander groter waarheid. En as gevolg daarvan, ek wil gou hê ons moet, die van u wat die Bybel het, blaai vir my na Levitikus 10 vers 6 toe. Ek het dit nou nie op, ek het net die teks so gesit, maar ek wil hê ons moet gou hierdie lees. Hoe kom hy dit sê? Levitikus 10 vers 6. Moses skryf hierso, daar's 2 van Aaron se seuns het dood gegaan. Alright? Want hulle het nie gedoen hoe God gesê dit gedoen moet word nie, en toe het hulle dood gegaan. En toe in Levitikus 10 vers 6 staan daar so, hy sê, daarop sê Moses vir Aaron, nou Aaron was daardie tyd die hoofpriester, né? En hy sê toe vir hom en sy 2 seuns wat diens gedoen het in die tempel, hy sê, laat julle hare nie loshang nie, want dit was die ander ding wat hoofpriester mag nooit gedoen nie, hy mag nooit sy hare losgemaak het, dat loshang nie. Hy moes altyd vas wees in 'n hoof, hulle praat van 'n hoofbedekking, maar hy mag nooit sy hare los gehad het nie. En dan mag hy nooit sy hare geskeer. Maar daarom sê Moses vir Aaron en vir sy seuns, hy sê, laat julle hare nie loshang en maak geen skere in julle klere nie, dat julle nie sterwe en God in toorn teen die hele vergadering laat losbreek nie. Want as Aaron sy klere geskeer het as gevolg van sy seuns wat dood was, dan was dit teen die wetgewing wat God daar gesit het. Jy's die verteenwoordiger van God. Jy kan nie, jy mag nie jou klere skeer nie. Jy mag nie in sak en as gaan nie. Daar's altyd hoop. Nou ek en jy is priesters van God. Ons is God se teenwoordigers in hierdie wêreld. Daar is geen nuus groot genoeg wat ons kan toelaat om in sak en as te gaan nie. Mag dit 'n filosofie word in hierdie gemeente.
Maak nie saak hoe sleg dit gaan nie. En maak nie saak wat met jou gebeur nie. Dat dit nie sal wees dat jy in sak en as gaan. Maar dat jy altyd sal weet jy wat? Daar is 'n groter nuus. Daar is 'n waarheid, daar is 'n feit wat aan my meegedeel was. Of deur die dokter, of deur die bank, of deur wie ook al. Ons kan nie bekostig om in sak en as te gaan nie. Want God is met ons. Ons is verteenwoordigers van God. En daar is mense wat ons kyk. En as jy, wat die hoop is van dalk die plek waar jy is, as jy in sak en as gaan, dan sê hulle, ja, sien jy, daar is nie 'n God nie. Mense kyk na kinders van God, meer as wat ons dink en wat ons besef. En die wêreld, dink ek baie keer, is in die penarie waarin hulle is, omdat die kerk nie die regte verteenwoordigers van God was nie, in die verlede nie. Kom ons kry hierdie filosofie van die eklesia. In hierdie familie, is daar geen nuus te groot, dat ons in sak en as sal gaan. Want ons is teenwoordigers van God. Ons is erfgename van God. Mede-erfgename saam met Christus. En terwyl God leef, is daar altyd 'n uitkoms. Terwyl God aan ons kant is daar geen nuus groot genoeg wat ons teen die planke sal laat slaan. Ons sal dalk struikel, ons sal dalk val, maar ons gaan nie daar lê en tent opslaan en in sak en as gaan en daar bly nie. Nee. Dis hoekom die Here na Job toe op 'n stadium gaan en sê, "Hey, skud jouself nou reg, gaan was jou gesig, staan op en gaan bedien jou vriende, dat jy beter kan voel. Ek leef nog." En toe hy begin om sy vriende te bedien, toe verander God sy lot. Daar is geen nuus te groot vir ons, dat ons nie kan hanteer nie. Ek en jy, as God aan ons kant is ons altyd 'n meerderheid. Maak nie saak wat teen ons aankom nie. Die Here het met ons 'n belofte gesluit, dat die vyand sal teen ons aankom in een rigting. Maar hy sal van ons al wegvlug in 7 ander rigtings. Terwyl die vyand aanhardloop teenoor ons, dit is gewoonlik, as ek die Bybel ken, as ek die Here ken, is dit gewoonlik 'n overwhelming odds teen ons. Ken jy die Bybel? Die Here het altyd hierdie ding van, ek meen, die wapendraer kom by die profeet en hy sê, ons is omring, ons is verlore. En hy sê, nee, die vyand het teenoor ons nou aangekom, maar in een rigting. Kom ek vir jou wys. En die Here open sy oë en hy sien die weerskare van engele reg rondom daardie groot mag. En hy besef dat hulle wat vir ons is meer as wat hulle wat teen ons is. En ek wil vanoggend vir julle sê, maak nie saak wat se nuus jy dalk in hierdie week gekry het nie. Maak nie saak dalk die nuus wat jy dalk in hierdie week gaan kry nie. Ons is nie gevrywaar van hierdie dinge nie. Maar weet dit, God is aan ons kant. En maak nie saak wat jou aan kantings kom nie, God sal vir jou uitkoms gee. God gaan vir jou die courage gee, dag vir dag, om deur dit te kom. En daar gaan 'n tyd wees wat jy terug gaan kyk, en jy gaan sê, die Here het my deurgedra. En dit gaan maak dat jy 'n getuienis kan wees. Jesreta vertel my in die week 'n ding, en ek wil net dit as 'n voorbeeld gebruik. Ons het baie ver gegaan. Ekskuus, kan ek net gou hierdie dingetjie vertel? Net dat julle kan sien en kan besef. Mense, ek wil ook nie negatiewe goeters nie. Nee, ek wil nie 'n negatiewe ding. Ek wil julle met 'n positiewe prentjie sien van wie God is. Hulle wat groter is. Hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Hoor. En hy wat in jou aanval en nuus wat in jou kom, God is groter as dit. En hy beplan vir jou baie beter dinge as dit. Kom ons leef in dit. Dit is nie maklik nie. Ek dink aan Liam se se ouers. Mense, dit is vir niemand beskore, en dit is vir niemand, God het nog nooit dit beplan vir 'n ouer om sy kind te begrawe nie. Dit is, mens kan dit nie indink nie. Maar dag vir dag gee God jou genade.
En daar sal 'n dag wees dat jy terugkyk en sê, weet jy wat, dit was nie lekker nie. Maar ek is daar deur en God het my gehelp. En dit is nie, ons het dalk totsiens gesê, daar by 'n graf. Maar daar gaan 'n ewigheid wees wat ons by mekaar gaan wees. Net God kan daai tipe troos gee. Net God kan jou deurdra. Net God. En mag ons dit altyd onthou. Die filosofie in hierdie familie, is we never give up. We never give up. As jy val, jy staan net weer op. Al val jy regverdige hoeveel keer? Nog, elke keer sal die Here jou optel. En hy sal jou einde groter maak as jou begin. Amen. Vader, ons dankie vir die woord. Dankie vir familie. Help ons, Here, dat ons die familie sal gebruik. Dat wanneer ons deur trouble tye gaan, en wanneer ons deur moeilike tye gaan, dat ons boeties en ons sissies, Here, op speed dial sal hê, en sê, help my hierdeur. Ek kan nie hierdie ding alleen doen nie. Ons bid dit, ons help dit, Here. Help ons in dit, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.